En my gebed is dat die woorde aangenaam sal wees, wat oor my lippe kom, en dat julle gees sal verkook, en dat dit julle siel sal verkook in Jesus naam. Toe ek begin voorberei aan die onderwerp, dit was vir my 'n swaar onderwerp gewees, want dit is my gevoel, ek is nie 'n sielkundige nie, en mens moet regtig opgelei wees om met iemand te praat oor vergifnis. En toe het ek begin luister na 'n paar mense, soos Priscilla Schneider of so iemand, na hulle teachings oor vergifnis, om nou inspirasie te kry. En toe kry ek nie inspirasie nie. En ek besef toe, maar die woord wat die Here vir ons het, en almal wat agterna gaan luister, is iets heeltemal anders. En hoekom ons dikwels nie by vergifnis uitkom nie, is omdat ons fokus verkeerd was. En nou wil ek ook gou net stil staan. Ons het verlede keer gepraat oor hoe om te joernaal, en ek sien julle dit vir baie mense aangestuur, baie dankie daarvoor. En ek wil net een ding wel vir julle sê, daar is 'n plek vir 'n professionele sielkundige of beraader. Dit is nie net jy wat by die Here sit nie. Ek het 'n vriendin, haar seun het, ek dink is nou al 8 of 9 jaar terug sy eie lewe geneem. En ek vra eendag vir haar, of sy vir my enige raad kan gee oor hoe om so iemand te bemoedig, wat moet ek doen en wat moet ek nie doen nie. En toe sê sy, gaan sien 'n professionele sielkundige om jou deur so iets te help. 'n Christen en selfs 'n Christelike beraader soos ons kan jou nie daarmee help nie. Dit was vir my skokkend. Sy sê, want baie Christene wil die pyn wegbid, en daar's niks wat help vir daai pyn nie. Jy moet leer cope daarmee, en ek het besef, ek self het dit al gedoen, en dis voordat ek die dood geken het ek mense eintlik gaan seermaak met my gebede en met my hulp. So daar's definitief 'n plek vir 'n professionele sielkundige. Maar dan het ek ook laas keer gesê, jou joernaal is dan jou tweede beste sielkundige, of nog steeds jou beste een, want jou joernaal, al wat op daai blaai moet staan is 'n datum. En dan begin jy skryf 'n brief vir die Here, jy kry jou goed uit jou, of hy begin jou bemoedig en vir jou skrif gee, en die reeks soos wat ons doen, gaan ek daaraan raak. Goed, nou luister ek na hierdie YouTube teachings, en ek dink ek gaan miskien 1% daarvan deel met julle, want die Here het vir my rym vir ons gegee. En nou kom ek af, jy weet as jy moes nou teach, dan mag jy mense comments maak, dan skryf hulle onderin. En die een vrou skryf iets, en ek gaan dit nou vir julle lees, maar as ek nou vandag vir jou vra, vertel my jou storie. Vertel my jou storie van jou pyn en jou swaar kry, en die goed wat mense in jou gedoen het. Dan het ons almal 'n storie. En die meeste van ons het 'n klomp boeke vol daarvan. Maar hoeveel van ons se storie is 'n storie van oorwinning? Dis 'n storie van pyn, jy vertel dit nog steeds oor, jy vertel nog steeds vir mense die groot onreg wat aan jou gedoen is, jy vertel nog steeds vir mense hoe swaar jy gekry het, en dis maar net 'n vleis storie. Nou kom ons kyk gou daarso, sê ek vir jou, wat daai vrou geskryf het, is op bladsy 1. Skryf sy, dis die 3de reël daarso. Dis nou 'n inskrywing vir almal om te sien. Ek het dit vertaal na Afrikaans. Ek vergewe my skoonsister, wat so wreed, ongevoelig en manipulerend teenoor my broer en sy kinders optree, en sy het nog baie meer goeders ingeskryf. Nou vra ek vir jou, het hierdie persoon regtig vergewe? Iemand wat so iets plaas, vergewe sy. Hoekom nie? Sy roep dit, wat nog? Zenobia? Ag, Zenobia, kyk my oog soontoe. Sy het nog nie vergeet nie. En wat doen sy nog? Sy ontbloot. Sy ontbloot haar skoonsister. En as jy jou storie vertel, dat mense weet wie dit is en wat hulle gedoen het,
dan is daar nie vergifnis in jou hart nie. Dan is daar inteendeel nog baie sonde in jou hart. Nou daar's 'n manier, ek het vir julle gesê hoe Joyce Meyer haar storie vertel van hoe haar pa en haar ooms haar gemolesteer het. Maar sy doen dit altyd op so 'n manier dat sy maak nie haar pa sleg nie. Dit raak 'n storie van oorwinning. En ons gaan vandag kyk na rolmodelle en die pad wat ons gaan loop daarin. En die eerste rolmodel waarna ons gaan kyk is Jesus en sy disippels se storie. En jy gaan redelik in Matteus, so jy kan begin in Matteus, gaan werk in Matteus. En ek het al baie vir jou gesê, as jy Bybel lees, doen dit van voor tot agter as jy Bybelboek lees, want jy gaan baie keer sien, Jesus het 'n plan gehad. Hoekom teach hy sekere ding eerste en daarna teach hy die volgende ding en die volgende ding en die volgende ding? Nou Matteus 6 is die bekende deel, ons noem daai Matteus 5, daai deel die bergpredikasie, dis wat Jesus op die berg gesit het, en nou leer hy die mense basies om die vrug van die gees te lewe, en hoe jy mense moet hanteer en wat ook al. En nou op 'n dag leer hy hulle bid. Nou ek wil vir jou vra, wees eerlik, wanneer laas het jy die Onse Vader gebid? Vanoggend. Goed, ek gaan nou vir jou, dis soos die wapenrusting, vir jou wys, watter strategie is in die Onse Vader. So kom ons lees daar, jy kan dit nou oopmaak op Matteus 6 vers 9 tot 15, so moet julle dan bid. Onse Vader, okay, maak 'n sirkel rondom die woord Vader, want ek gaan jou nou na 'n pad toe vat, met jou, ons stap op ons vergifnispad. Wie van julle nou, soos wat jy hier sit, loop 'n vergifnispad? Dit kan nie net een wees nie, twee. Kom ons wees eerlik. Dit beteken nie jy sondig nie, jy loop 'n pad. Daar's nog 'n stuk seer in jou waarmee jy moet deel. Ek dink ons almal gaan deur dit. Miskien is dit al 2 jaar later en dit gaan al beter. Maar na vandag gaan die Here vir ons 'n geheim gee wat jou 'n stukkie nader gaan bring aan daai pad. So dit sê Onse Vader wat in die hemele is. So die eerste ding wat Jesus vir hulle leer is, jy gesels met Vader. So jy gesels nie met wie nie, met jou vriende nie. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Nou, vers 11, gee ons vandag ons daaglikse brood, onderstreep daaglikse brood. So wat sê hy? Wanneer jy bid, eet jy hoe gereeld die brood? Daagliks. Onthou ons het gesê, jou proses van heiligmaking, as jy in die tabernakel instap, stap jy moes eers na die brandoffer, en dan stap jy na die toonbrode. Jy eet die woord, so as strategie vir jou om te vergewe, moet jy daagliks brood eet, en dit moet vars brood wees. Daai toonbrode moes vars brode gewees het. Gee ons daaglikse brood, en dan vergeef ons, onderstreep. Hoekom sit Jesus vergifnis in die Onse Vader in? Vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. So as jy vanoggend, voor jou dag begin, voor jy, ek wil amper sê jou eerste SMS kry, ek weet nie of dit al met julle gebeur het nie, ek sit heerlik by die Here, en dan skielik kry ek 'n SMS. Het julle al sulkes gekry? Goed. Nou, wat hierdie een spreker, en dis die 1% wat ek gevat het. As jy die Onse Vader elke dag bid, tree jy voorkomend op. Jy proklameer in die lig, dat die mense wat my gaan offend vandag, ek het hulle klaar vergewe. Jy sê dit, ek vergewe julle, want u het my vergewe, so dit is 'n voorkomende strategie as jy dit bid, want wat gaan saam met dit? Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En dan 13, lei ons nie in versoeking nie. Hou die traps van ons weg, die offenses, hou dit van ons weg, hou die vrees, hou die angs, hou die, wat ook al waarmee jy sukkel, want dikwels offense lei tot onvergifnis.
Lei ons nie versoeking nie, maar verlos ons van die bose. So wat doen jy? Jy bid voor die tyd al, teen offenses, teen die strategie van die bose, en jy gaan vandag sien wat is hierdie strategie. Dan sê hy, lei ons nie in versoeking nie. Dit sê, jy kan sê, lei my nie in versoeking om met bitterheid te loop nie. Hou dit van my weg. So nog voor dit gebeur, bid jy al dat die Here jou gaan beskerm teen dit. Maar verlos ons van die bose. Kyk nou vers 14. Dit loop saam met die Onse Vader, die eerste vers net na dit. Want as, onderstreep het sommer 2 keer, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Hier gee Jesus 'n waarskuwing. Wat sê hy vir hulle? As jy nie vergewe nie, kan ek jou nie vergewe nie. En ons het al heel wat getuienisse gehoor van die mense wat die Here hemel toe vat en hel toe vat, en ek kom vertel hulle stories, en ek kry baie Christene onder in die hel. Hoekom? Hulle het nie vergewe nie. Maar nou, is dit ons fokus, is dit hoekom jy vergewe, want jy wil nie hel toe gaan nie. Is dit die regte fokus? Nee, en ons gaan vandag kyk, maar die Here gee duidelike waarskuwing, so dis hoekom ons die Onse Vader daagliks moet begin bid. Nou stap ons in Matteus 26 in, so die Jesus het nou vir hulle geleer van die Onse Vader, hy het vir hulle geleer om te bid en vergifnis te vra vir hulle eie sondes. Nou stap ons in Matteus 26 en 27, ons gaan daar werk. So ons eerste sleutel wat ons gekry het is wat? Dis die Onse Vader se sleutel, om ons te help. Dan, Matteus 26 is wat ek noem die bloedsleutel. Die bloedsleutel, die laaste Pasga, wat gaan Jesus nou doen? Hy gaan vir hulle leer hoe om nagmaal te gebruik, hoe om die bloed te gebruik. Nou leer hy vir hulle. Nou drink hy sê vir hulle, neem, eet, dis my liggaam, drink. En dan kyk Matteus 26 vers 28 in die Bybel, wat sê hy? Dit is my bloed tot vergifnis. Dit is my bloed tot vergifnis. Nou, 'n strategie wat baie sielkundiges gebruik, is hulle, of die een vrou het vertel, sy sê hulle was in die bediening, en toe het haar man haar verneek. So die hele, dis op nasionale TV, dis in die koerant, is 'n verskriklike groot skande. En dit word 'n lelike egskeiding, omdat die koerante alles amper so Sia Kolisi, hulle se egskeiding is, maar verskriklik dat die mense dit so bepraat het, want is kinders van die Here. En sy sê dit was vir haar verskriklik, ek dink haar man het haar nog gelos vir 'n ander vrou ook. Nou gaan sien sy sielkundige, en die sielkundige loop die pad met haar. En op 'n dag sê die sielkundige vir haar, vandag gaan ons begin werk aan vergifnis. En sy spring so reg op, sy sê, ek kan nog nie. Wie was al daar? Ons almal was al daar, dis te erg. En die sielkundige laat dat toe 'n interessante ding doen, sy gee vir haar hierdie wit kaartjies wat mens kry. Hulle weet hierdie wit kaartjies. En sy sê van, goed, nou sit jy, en dis jou raad ook vandag, jy ken, het jy 'n sielkundige gehad? Ja, ek het daar steeds gekyk. Het jy hom gekyk? Goed. En sy sê vir haar, vat hierdie kaartjies, nou skryf jy al jou pyn, en al die goed wat jou man, en die mense, en die koerante, en wie ook al aan julle gedoen het, nou skryf jy dit op die kaartjies. En sy doen dit, en ek neem aan, dit het seker goed 'n halfuur gevat, maar partykeer is die goed so vol, jy skryf hy kaartjies vinnig. En die vrou sê toe vir haar, nou pak jy alles hier op die vloer uit. Sy pak het op die vloer, en sy sê, die kantoor se vloer is so vol, is soos 'n wit mat. En die sielkundige haal toe rooi kaartjies uit. En sy sê, nou vat jy 'n rooi kaartjie, en jy gaan sit dit op elke wit kaartjie. Verstaan julle die simboliek? Want as jy die bloed van Jesus boop dit begin pak, en boop dit begin smeer, dan het 'n wonderlike manier hoe dit net begin disintegreer.
En dis die boodskap vandag. Ek gaan vir julle wys van Dawid se pad. So hier leer Jesus hulle van die bloed. Jy kan 'n nota maak daarvan die rooi kaartjie op die wit kaartjie, net so in jou nota dat jy dit onthou as jy weet deur dit gaan. So hy sê, hierdie bloed is vir vergifnis. Dis jou sleutel, dis jou wapen, om die bloed te gebruik. Jy kan self so ver gaan, onthou julle, ek het laas jaar gepraat oor die bloedlappie, wat jy die bloedlappie so oor jou hart en oor jou emosies begin smeer. Nou, Matteus 26 vers 36, ek het die Passion Translation daar gesit, dis nou Jesus in Getsemane. Then Jesus led his disciples, onderstreep Jesus en disciples. Jesus gaan nou deur een van sy swaarste tye gaan. Doen hy dit alleen of vat hy iemand saam? Hy vat die disciples saam op die stadium. Led his disciples to an orchard called the oil press, dis Getsemane. He told them, nou let wel, maak 'n nota daar, Getsemane beteken die drukpers. En wat dit beteken is, hulle maak olywe in 'n drukpers. En hoe werk dit? Die olyf word in daai ding gesit en dan word dit gedruk en gedruk en gedruk. En wat kom uit? Olie. Die Heilige Gees olie. En ons gaan vandag teen die einde van die proses sien. Dis wat gerelease word in jou drukpers. En jy het 'n keuse of dit hierdie ou bitterpitte gaan wees van die olyf, harde pitte, jy kry dit nie geabsorbeer nie, of gaan die Here pragtige olyfolie van dit maak. He told them, sit here while I go and pray nearby. Nou kyk sy intense emosies, an intense feeling of great sorrow plunged his soul into agony. And he said to them, my heart, onderstreep hart. Want ons gaan vandag praat oor die hart. My heart is overwhelmed and crushed with grief. So dit voel of jou hart stikkend is in hierdie pyn, hierdie verskriklike goed wat mense in jou gedoen het. It feels, onderstreep feels, as though I am dying. Kan julle relate hiermee? Jou pyn is so erg, het voel jy gaan dood, jy wil sommer doodgaan. Jy kan dit nie hanteer nie. Nou sê hy, stay here and keep watch with me. So op die stadium voel hy nog die naby van die disciples gaan hom comfort. En ja, as jy 'n moeilike pad loop, ek onthou pad wat ek so 2-3 jaar terug geloop het, het ek een vriendin gehad vir wie ek vertel het. Net een, sy het nie 'n losmond nie. Want partykeer het jy net daai een persoon nodig om saam met jou die pad te loop. So hier sê hy nog bly en waak en bid saam met my. Vers 39, hier kom dit, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Jy vra, Here, laat hierdie ding net by my verbygaan, ek kan dit nie meer hanteer nie, vat dit, dis net te erg. Vers 51, nou kom ou Petrus hier so, nou kom hulle om nou arresteer, hier kom hulle, Judas gaan vir Jesus kom soen, en wat doen Petrus? Hy vat die swaard en hy kap die oor af. Hoekom? Hy probeer vir Jesus help op sy eie lomp, vleeslike manier. En het jy al ooit gewonder, hoekom het Jesus daai soldaat se oor genees? Was dit terwille van die soldaat of terwille van Petrus? Hoekom? Wat sou met Petrus gebeur het? Hulle sou hom tronk toe gevat het en doodgemaak het. Maar toe, wat doen Jesus? Hy vat hy oor, hy sit hom terug, hier werk hy oor, so daai ouens kan maar gaan vertel het, Petrus het my oor afgekap, en sê hulle, waar is die bewyse, hier sit jou oor dan. Jy al so 'n bietjie buite die boks gedink. Vers 57 tot 60. Nou is Jesus voor die Joodse raad, so jy's in hierdie situasie, jou man het jou gelos, hy het 'n nuwe vrou. En wat begin nou gebeur? Mense begin jou aankla. Hierdie stemme begin jou aankla. En dis een van jou grootste vyande. Want as jy gaan lees in vers 57 tot 60, is hulle soek
vals getuienis teen Jesus. Jy sien, daai man wat nou sy vrou gelos het, of wat ook al, wat gedoen het, of rondgeslaap het, hy gaan nou na sy vriende, en nou probeer hulle goed soek, teen jou om hulle self te regverdig. Hulle soek vals getuienis. En gaan nou praat van die hart. Jy moet jou hart oppas, want die oomblik as daar 'n skeurtjie in jou hart inkom, dan kom 'n bietjie gif in. En dan net die duiwel daai hou vas. Kan jy selfvertroue ook aankla? Yes, dit gaan nou met Petrus gebeur. So hier kom hierdie mense wat hom aankla. Nou onthou julle Job se storie in Job 1. Wat gebeur op 'n dag toe kom al die goeie engele en die gevalle engele in God se hofsaal bymekaar, nou spog God met Job. En wat doen die duiwel? Hy kla vir Job aan. Hy soek 'n gaatjie in Job se mondering om hom die reg te gee om Job te verniel. En dan in Openbaring 12, ek het dit vir jou daar neergeskryf, lees ons van die wat? The accuser of the brethren. Dis die gelowiges, die duiwel probeer alles in sy vermoë, en al wat hy moet kry is daai stukkie, daai lekkie, daai kraakie in jou hart. Hy soek net daai bietjie, want as daar een kraakie in jou hart is, dan kan hy inkom. En ons gaan nou kyk na Dawid se woorde. Dis hoekom dit so verskriklik belangrik is, dat ons daai kraakies toemaak onder die bloed van Jesus. Nou, iets wat ons baie keer mislees, is Psalm 69 tot 73. Jesus word gevange geneem, en Petrus gaan pla niemand nie. Hy sit daar by die vuurherd, so hy doen sy eie ding. Maar die duiwel het 'n plan. Jesus het voor dit vir Petrus gewaarsku, en vir hom gesê, hier kom 'n trap, jy gaan my verraai. En slaan Petrus agterop, of skud hy dit af? Hy skud dit af. En toe word Jesus gevang. Hier's Petrus, hy pla niemand, en die duiwel sit mense op 3 strategiese plekke om vir Petrus te versoek. Want hulle moet die gaatjie binne in hom kry. Nou kom saam Petrus, nou staan daar die eerste keer kom wat? 'n sekere diensmeisie, dis vers 69, jy kan dit merk daar. Nou sien sy hom, nou sê sy vir hom, maar jy's een van hulle. Nou van waar af kom daai diensmeisie? Die duiwel het haar daar geplant. En as ons net hierdie een ding kan verstaan vandag, hy plant mense op plekke, om daai wat jy voor moet bid in die Onse Vader, lei my nie in die versoeking nie. Petrus het nie die oggend die Onse Vader gebid nie, dink ons nou maar. Want toe die versoeking kom, toe trap hy in die trap, in die lokval. Nou sê hy vir, hy ontken dit, nee ek het nie. Nou in die vers 71 dink ek, kom die volgende diensmeisie. En nou is dit bietjie, hy ontken nou met 'n eed. Hy sê nie, ek beloof. Jy sien? Wat doen Petrus? Hy trap al hoe dieper in die trap, want hy hou nie sy mond nie. Die duiwel wil hom net kry om te begin praat. En die derde keer, die wat daar staan. Dit klink vir my, dit was nou meer mense. So die druk raak al hoe erger op Petrus. En hoe antwoord hy die keer? Hy sê, nou begin hy sweer. Dit klink vir my, hy begin sommer te vloek. Hier pop 'n paar paddas uit. Nou ek wil 'n storie met julle deel met groot versigtigheid. Hier rondom my 60ste verjaarsdag kom kuier mense vir ons, en ons gaan kamp almal saam. En die middag kyk ek op lig toe, en ek sien iets in die hemel, ek sien 'n wolk, en ek sien die wolk spel die woord love, liefde. Die wolk skryf liefde.
En ek roep die twee mense, ons was 'n klomp mense wat gekuier het naby saam, ek roep hulle, ek sê vir hulle, wat sien julle daar, wat staan, hulle sê vir my, daar staan liefde. So die Here gee daai eerste teken vir my. En daai middag is ek in my tent, en ek voel 'n donker wolk in die tent inkom. Ek voel hom, want ek is 'n voeler, ek voel dit. So die Here gee vir my die waarskuwing. En ek bind nie en ek bestraf nie. En daai aand sit ons almal van ons kuier, en ek praat en die ander drink hulle wyn. Maar ek is nie 'n wyndrinker nie. Nou praat ek, en typies ek praat oor die woord. En op 'n stadium, toe kan die een persoon wat saam met my die liefdeswolk gesien het, toe irriteer ek haar te veel. En toe sê sy vir my, ek moet ophou om die goed in haar keelgat af te druk. En ek sê, ek is jammer, was my baie sleg, maar dit het toe nie daar geëindig nie. En ek wil nie daai storie vir julle vertel nie. Dit het erger en erger geraak, die aanslag. En jou brein werk mos so uit 'n okkerneetjie, onthou julle? En dan as so 'n aanval kom, dan kan jy op een van 3 maniere reageer, en dis hoekom ek my storie vertel. Jy kan vries, of jy kan vlug, of jy kan veg. Binne 60 sekondes gaan daai brein vir jou een van daai 3 laat doen. En ek vlug in my tent in, ek probeer wegkom van dit. Jy sien, want dit is so erg, maar as ek sensitief was vir die liefdeswolk en die donker wolk, en ek het begin intree teen daai ding, en die Onse Vader gebid, sou dit nie gebeur het nie. En ek stap uit, en toe die mense eet, toe ek naar van ontsteltenis, ek kan nie eet nie. En sy sien dit, en sy hap my. Maar ek probeer vir julle gaan nou hoor, ek die Here het agterna my goed oor myself gewys. Verskriklik. En sy jaag my weg uit haar lewe uit. En ek veg, ek vlug toe, en ek gaan huis toe, ek sê vir Willie, kan nie bly nie, gaan huis toe, ek huil, daar aanslaap ek met my Bybel so om my in die bed. Want in my hart voel het vir my, sy het Jesus vertrap. En dit het 'n lang, baie seer proses geword. Maar hoekom ek het vir jou vertel, seker so 6 maande gelede. Dis ook daai ding van jy's die minste. Kom sê iemand vir my, sy het iemand ontmoet wat net soos ek is. En op 'n dag ontmoet ek myself. En toe hou ek nie van myself nie. En toe gaan my oë oop, want toe sien ek, daar's 'n plek, wat 'n mens woord praat, op die verkeerde plek, of jy praat oor die verkeerde goed, dat mense nie reg is daarvoor, wat hulle nie hou daarvan. En die Here wys toe vir my, Renay, jy het dit getrigger. Ek het vir jou die liefdeswolk gewys, ek het vir jou die donker wolk laat voel, en jy was nie waaksaam en nigter nie. Want wat gebeur, die oomblik as so seer kry, dan kom daai self-righteousness in, né? Hoe durf die persoon? My geestelike mentor. Want jy sien, as dit die mense van die wêreld is, of die mense met wie jy nie 'n pad loop nie, dan maak dit nie seer nie. Maar Dawid, daar's 'n psalm, ek het dit iewers aangehaal, sê, dis die persoon saam wie ek kerk toe gegaan het. My broer, die een naby aan my, dis die mense wat die duiwel hy stasioneer hulle om jou te trap. So, ons moet nie Onse Vader bid, en ons moet sê, Here, maak my bewus van hierdie traps, die duiwel sit hulle daar, en hy sit dit op God se gesalfdes, hy sit dit op die Job, op die vrome mense, want al wat hy wil doen, hy soek net 'n kraakie in jou hart, en dit was 'n verskriklike moeilike pad, ek nou nog, verlang ek, want daai vriendskap is nie meer daar nie, ek rou, daar's volkome vergifnis, volkome liefde,
Maar ek besef ook, partykeer is daar seisoen, wat die Here jou alleen wil hê, want dis wanneer hy met jou praat en wanneer hy met jou werk. En onthou, jy hoef nie altyd, vergifnis beteken nie noodwendig, dat jy word weer 'n vriend met daai persoon nie. Ek wil ook met die vrouens wat later gaan luister, as jy geskei is van jou man, probeer alle kontak met hom verbreek. En dan moenie jou joernaal hou, waarin al jou pyn geskryf is nie, gaan verbrand dit. Onthou, hoe salf jy 'n huis? Jy haal alles wat okkulties is uit die huis uit, is ek reg. Nou dieselfde met jou vergifnis, daai foto van jou en jou vorige verloofde, daai huwelikskontrak, hy het dit verbreek, kry dit uit jou lewe, kry dit weg. As hy en sy nuwe vrou die meubels wil kom haal in die huis, sorg dat jy nie daar is nie. Maar wat die duiwel nou doen, hy sal vir Sunny saam met Sarel stuur. Want dis sy plan, hy probeer haar ontstig, en hulle kom daaraan sonder om 'n afspraak te maak. So jy moet so waaksaam en nigter wees. Of jy gaan skielik Sondag na 'n ander kerk vir 'n begrafnis of iets in jou vorige kerk, en hier loop jy al die mense raak, en hulle het nie eers geweet jy skei nie. En wat gebeur, al hierdie ou wonde wat jy gedink het is genees, dit kom weer na vore. So ons moet so sensitief wees vir die traps wat die duiwel vir ons wil stel. En dan verskriklik belangrik, ek het nog baie om te sê, is wat doen jy met die accusations wat kom? Dis die swaarste, want wat gebeur, dan sê ek vir Willie, ek kan voel, mense projekteer vloeke, ek kan voel hulle praat, jy voel dit, dit is soos drade, jy voel hoe dit trek, heb jy dit al gevoel, jy weet net in jou gees, mense praat van jou, hulle sê hierdie goed, ek bid nou die dag vir een van ons geestelike leiers, en die Here wys vir my, daar's vloeke wat op hom geprojekteer word, dis hoekom sy gesondheid aangeval word. So daar kom plekke, as jy uit die bloute net siek word, of jy's nie reg nie, kry jou een geestelike vertroueling en sê, bid saam met my, vir wie ook al. So jy moet daai sielsbande breek, skryf neer, breek sielsbande. Dis verskriklik belangrik. Hoe breek jy 'n sielsband? 'n Sielsband is jy in 'n verhouding was met iemand, mentor of jou man wat nou 'n ander girl het. Nou onthou as jou man nou met 'n ander vrou gaan trou het, is die kans redelik goed dat hy terwyl julle nog getrou was, dat hy al met daai vrou geslaap het. So wat het gebeur? Daai sielsband het met hom gekonnekt, nou het hy slaap hy weer saam met jou, wat gebeur? Nou kom haar sielsbande ook binne in jou in. Ek praat diep dinge vandag. So daar kom 'n tyd dat jy sielsbande sny. Nou hoe sny jy 'n sielsband? Jy sê, Vanessa, ek sny nou regtig, kom ons gebruik, wat se naam sal ons gebruik? Soekie. So Soekie is nou die skinderbek. Ek kan voel, sy stuur goed na my. Dan sê ek hardop, Vader, in die naam van Jesus, breek ek sielsbande van my kant na Soekie se kant. Ek sny dit af. En van haar kant na my kant sny ek dit af. Ek knip dit af. Ek maak dit toe onder die bloed van Jesus. En jy doen dit oor en oor en oor. As jy voel dit kom, en dan op 'n dag gaan sal ek vir Willie sê, die lig is skoon. Hulle doen dit nie meer nie. Want dan kan jy voel die vergifnis het aan hulle kant ook begin plaasvind. Want dit is 'n proses, want die duiwel probeer mos die twee kampe teen mekaar opvryf. So jy breek sielsbande, die volgende ding wat jy inskryf is jy breek vloeke. Hulle spreek vloeke oor jou uit. Ook mense wat jy offend. Jy weet nie eers jy het hulle offend nie. En hulle spreek daai woorde, so jy moet hardop sê, Vader, in die naam van Jesus, breek ek elke vloek wat teen my en my man of my gesin uitgespreek is. Ek sny dit af, ek maak dit toe onder die bloed van Jesus. Dis jou praktiese stappe. So jy moet daai vloeke, en dis baie keer, want môre praat hulle weer vloeke, en oormôre, so dis aanhoudend, jy gaan voel, tot dit begin lig binne in jou gees. So dis een van die sterkste wapens, die Satan stuur mense met hulle monde.
So as jy voel, jy iets begin swaar gaan, dan is die kanse baie goed, dat iemand besig is om woorde teen jou te spreek. En jy kan maar so geestelik en gelowig wees soos jy wil, daai woorde vat aan jou. Hy raak aan jou. So, jy souk jouself en jou man en jou kinders in die bloed van die lam. Nou vers 75 boaan bladsy 2, daar besef Petrus nou, hy het die toets gedop, en daar huil hy bitterlik, en dis waar Petrus se pad van selfvergifnis moes inkom. Ek het 'n video daar begin kyk hoe hy dit doen, maar ek het toe nou nie klaar gekyk nie. As jy wil weet, kan jy vir my stuur aan SMS, dan stuur ek vir jou. So daar kom 'n punt selfs, dat jy self so droog raak, dat jy self op 'n pad van selfvergifnis moet kom. Nou gaan na Psalm 22. Psalm 22. Wie is die mens in die Bybel wat die meeste vergewe? Dawid. Wie moes hy almal vergewe? Hy moes sy broers vergewe, wat lelik met hom was. Wie nog? Homself, baie groot in Psalm 51, homself. Wie nog? Koning Saul, sy geestelike vader, so sy broers, sy geestelike vader. Hoe was sy verhouding met sy eie pa? Nie goed nie. Daar word vermoed dat sy pa gedink het Dawid is 'n buite-egtelike kind, want hy het rooi hare of iets gehad, dis sommer net my eie storie, en hy was in die veld, so hy het hom verwerp. Toe die klomp moet kom om gesalf te word, so sy verhouding met sy pa was nie goed nie. Hoe was sy verhouding met sy kinders? Wat doen Absalom? Hy probeer sy pa se kroon afvat, nê? Hoe was sy verhouding met sy een vrou? Hy het haar verneek. Ok, maar wat van die dae toe hy so gedans het voor die Here, toe hulle die ark terugbring? Toe verag sy hom. Sy verag hom. En wat doen Dawid te midde van hierdie vrou wat die lelike goed, hy dans net meer, hy worship, hy kom op daai plek, wat hy so diep in aanbidding gaan, dat die woorde nie meer saak maak nie, en die hartseer is dit, die vloeke wat sy teenoor hom uitspreek, kom toe na haar toe, en sy kon nooit kinders gehad het. So Dawid is regtig 'n rolmodel, as jy kyk na vergifnis, maar nou iets interessant, onthou julle die Psalm wat ek laas gelees het, ek dink is Psalm 39, ja, vers 39 het ek vir jou gesê, jy moet kyk na die agtergrond waarteen Dawid geskryf het, en toe het ek gesê, as jy in Samuel gaan lees, jy hoef nie nou na dit te gaan nie, hoor, dit is hier iewers, dit het gebeur, hy het daai Psalm in sy joernaal geskryf, toe Simei om so geloop en vloeke te met die klippe gegooi het. Daai aanslaat, daai steniging, daai met woorde vloek, fisies en in die geestesrealm. Nou wil Dawid se dapper soldate, wil hy vir Simei gaan doodmaak. Wat sê Dawid? Hy sê nee, los, dalk het die Here hom gestuur. En daar's 'n belangrike ding. Dit gebeur soms dat die Here toelaat dat sekere mense ons gooi en ons sleg sê, want hulle is ons buitels in die lewe. Hulle vorm ons karakter. Alles wat nog nie soos ek self lyk nie, kom kap hulle af. Hulle help jou om dood te gaan. Nou, ek het die storie al vertel, dit is 'n bekende evangelis, ek kan net nie nou sy naam onthou nie. Maar kom ek vertel maar die ander een, hy sê, nee, is nou ander een, hy sê hy kom in hy droom, hy's bo in die hemel. Toe hy in die hemel kom, toe vat een van die engele of Moses of iemand om en hy sê vir hom, ek vir jou iets gaan wys in die hemel. Ons ken dit, maar ons moet dit weer hoor. En nou vat hulle 'n toer deur die hemel en hier kom hulle so groot ding wat so toegegooi is met 'n wit lap. En hy's nou skieurig. Hierdie ou van die aarde wat nou bo in die hemel is, hy sê, wat is daar? Die ou sê, haal af die doek, kyk wat is dit. Toe hy so opkyk, toe sit 'n pragtige beeld
wat 'n beeldhouer gevorm het van homself, volmaak, spierwit, is die beeld daarso. En hy sê, haai, maar dis ek. Ja, sê die engel, hy sê, nou wie het daai beeld so gekap? En die Here sê vir hom, onthou jy daai mense op aarde, die Simais op aarde, wat jou so gegooi het en jou so gestenig het. Met elke hou, met elke klip, het hulle jou gekap, om na die prachtige skoon, rein beeld in te beweeg. So ons moet op 'n punt kom, dat as die houe kom, dat ons vir Dawid, soos Dawid kan sê, los hulle. Miskien het die Here hulle gestuur, miskien is hulle die Here se werktuig, om alles wat nog vlees is, af te kap. So ons moet vir die Here begin dankie sê vir sulke mense in ons lewe. Hulle is 'n blessing, hulle is nie 'n vloek nie. Nou, gaan ons na Psalm 22. En ons is nog besig om die kruisiging te lees. En ons ken die verhaal van die kruisiging, so ons gaan dit nie nou lees nie, ons gaan nou Psalm 22 lees. Ag, en die Here gee vir my die openbaring. Net by God, nêrens op 'n video of YouTube nie. Hy sê vir my die rede hoekom Dawid dit kon reg kry om aanhoudend te vergewe, is omdat hy saam met Jesus in die kruisiging in beweeg het. Dawid het dit beleef. Ek gaan dit nou lees. Dawid het dit beleef. Baie van hierdie, en ek gaan dit nou bewys, baie van hierdie profete in die Ou Testament hulle het vir Jesus gesien en geproe en gehoor en ervaar. Kom ek bewys dit vir jou uit Psalm 22. Jy kan jou Bybel daar oopmaak. Maar nou wil ek jou vra, ek sien daar's nou Bybels met kruisverwysings, gaan huis toe. En dan gaan vat jy Psalm 22 en dan begin jy oor hom mediteer, want jou kruisverwysings gaan jou vat na Matteus en die evangelies waar dieselfde skriwe herhaal word, maar kom ek wys vir jou. Psalm 22. Duisende jare voor Jesus se kruisiging, begin ons, vers 2. My God, waarom het U my verlaat? Wie haal hy aan? Jesus. Dawid op 'n manier was toe al deel van die kruisiging. Hy sien dit, hy ervaar dit, hy leef dit, hy stap in daai toneel in. Ek vertel nou maandag aan vir die Bybelskoolgroep, daar's 'n profeet Barry Wunsch, julle moet sy naam neerskryf, Barry Wunsch. Nou hy is soos in Elia se tyd, onthou julle die koning het kwaad geraak, want hy sê, maar hierdie ou weet alles van my lewe af. As ons daartoe gaan met ons soldate, dan weet hy, dan het hy klaar vir Israel daar geposisioneer. Hy raak toe kwaad vir Elia, en hy sê, maar die Here wys hom in sy binnekamer wat gaan gebeur. Nou hierdie Barry Wunsch, die Here wys vir hom die goeders van die presidente oor die hele aarde. Hy het vir hom 'n paar jaar terug gewys van hulle gaan Donald Trump probeer doodmaak, en het gaan nie suksesvol. Hy het dit neergeskryf in sy joernaal. Hy vat daai ou, dis asof hy saam met God in kamers instap, dan wys hy van hierdie goud wat weggeraak het. Hy wys van hierdie ander president wat ge-assassin is, kyk Kennedy. Die Here het wys hom presies in drome, daar staan 'n ou, dis scary. En so elke week praat hy met iemand en dan deel hy, dit maak jou eintlik bang om te weet, om te besef, maar daar's mense wat so met God beweeg, dat hulle weet alles vooruit. Nou Dawid was een van die grootste profete in die Ou Testament. Onthou, Jesus kom uit Dawid se bloedlyn uit. So hy op 'n manier, God het hom deel gemaak van die kruisiging. Hierso. Dis nou vers 2. Nou kyk ons na vers 7. Ek gaan net so 'n paar vir julle wys. Psalm 22 vers 7. Ek is 'n wurm en geen man nie. Wat lees ons in Jesaja 53? Job ook. Jesus was so misvormd, hy het nie meer soos 'n mens gelyk nie. Ek was verag deur die volk. Wie het vir Jesus verag? Sy eie mense. Ek was verag deur die volk.
Vers 8, almal wat my sien, spot met my. Wat het die mense by die kruis gedoen? Hulle het met hom gespot, hulle het vir hom 'n doringkroon opgesit, hulle het vir hom gesê, red jouself, jy kan mos, jy's koning van die Jode. Kyk daar, almal wat my sien, spot met my, hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red. Dis die presiese woorde wat aan die kruis gespreek is. Vers 13, en dis hoekom jy verskillende vertalings moet gebruik. Vers 13 sê, vers 14, hulle het hulle mond teen my oopgespalk. Wat is dit? Wat het hulle op Jesus geprojekteer? Wat het hulle op Dawid geprojekteer? Vloeke. Vloeke. Die een vertaling jy kan inskryf sê, curses pour from their mouths. En dis die hartseer, jy gaan deur jou grootste routyd, kom ons vat vir Sia Kolisi en sy vrou. Hulle rou en wat doen die koerante en wat doen die publiek? Hulle gooi klippe, hulle bespiegel, hy het 'n verhouding, sy dit, bla bla bla. Jy weet glad nie wat die waarheid nie, maar waarvoor respekteer ek vir Sia en sy gewese vrou? Hulle het niks gesê nie, hulle het agtergekom. Nou nog weet ons nie wat die rede is nie. So hy sê so, mense het hulle mond teen my oop uitgespoeg, en dan vers 15, ek is uitgestort soos water. Al my beendere raak los, my hart het soos vas geword en gesmelt binne in my ingewande. Skryf daarin, dan kan jy self gaan mediteer, Johannes 19, vers 34. Johannes 19, vers 34. Waarvan word hier gepraat? My hart het soos wat? Het soos water geword. Nou ek het in jou notas geskryf, gebruik Enduring Word op Google en dan gaan bestudeer jy hierdie Johannes 19. Daar verduidelik hulle, toe die soldate mos wou seker maak Jesus is dood, en dis wat jou vyande ook doen in hierdie tyd. Hulle wil seker maak jy's dood. En dan druk hulle nog 'n spiesie in jou hart en in jou sy in. Dis asof hulle net nie kan klaar kry nie. En hulle wil seker maak Jesus is dood en hulle druk 'n spies in sy sy. En wat loop uit by hom? Water en bloed. Nou dis onnatuurlik. En hoe dit werk is jou hart het 'n watersak om hom, 'n vliesie wat hom beskerm. En die dokters en die medici sê, daai water en bloed, en dit skyn nie, want water en bloed skyn nie. Hier loop water uit, hier loop bloed uit. Waarop dit dui, as jy 'n autopsie sou gaan doen het op Jesus se liggaam, is sy hart het fisies gebars. Vir ons wat nie vergifnis verdien nie, vir my. En vir my man, of jou man, of wie ook al wat jou seer maak, sy hart het fisies gebars. En wat doen Dawid? Hy stap deur dit alles. Hy het al hierdie selfde emosies, hy stap deur die kruisigingsproses. Wat vra God van ons? Met vergifnis, fokus op kruisig my eie vlees. Vers 17, die tweede deel. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Waarvan praat dit? Die spykers in sy hande en voete, sien jy die profesie? So jy kan nou self verder deur dit gaan lees en mediteer. Dan gaan jy na bladsy 3. So wat was Dawid se geheim? Hoe kry hy dit reg om oor en oor te vergewe? Absalom se hare hang om toe sommer self in die boom ook op, onthou julle? Is Dawid bly? Hy huil, Absalom my seun. Hy huil oor Saul wat dood is. My vader. Dis ware vergifnis. Hoekom? Dawid het die kruisiging, hy was deel van die
Kruisiging. En dis die plek waar die Here ons wil heenvat. Hy was deel van die kruisiging. Nou, daar's 3 toetse. Dawid se toets. Die een is die harttoets, die tweede een is die mondtoets en die derde een is die oogtoets. En ek gaan dit nou verduidelik en ek het ongelukkig nie my koutjies hier vandag nie. Nou, kom ons verduidelik gou, daar's 'n prentjie. Sien jy die prentjie? Nou, ons liggaam bestaan uit wat? 'n liggaam, 'n siel en 'n gees. Okay, sê gou. Liggaam, siel en gees. Watter deel van ons sukkel nie om te vergewe nie? Watter dimensie, liggaam, siel of gees? Jou gees is 100% gered. Jou deel wat sukkel is jou sielsdimensie. Jou sielsdimensie. Onthou, jou siel en jou gees is gered. Maar jou siel sukkel. Want dis die vleesdeel. Nou waaruit bestaan die siel? En dis hoekom ek het vir jou geteken het daar. Jou sielsdimensie, en ek het die skrif vir jou gegee daarbo. Jou siel bestaan uit. Kyk gou hier. Hier het jy 'n brein. Ek praat nou nie van die klein okkerneet breintjie nie. Jy het 'n brein, dis jou slim brein. Hy sit hier voor. Dis jou dinkbrein, dis jou intellek. So jou siel bestaan uit jou verstand. Jy het 'n verstand. Goed, sien jy dit op jou prentjie? Dan het jou siel nog uit emosies. Nou daai emosies sit in die brein hier agter. Dis nou regtig egter. So maak gou so. Hier's my verstand, daai brein. My intellek, hoe intelligent ek is, my verstand. Hier agter, onthou, hier is alles brein. Hier agter daai brein praat met jou emosies, hoe jy gaan reageer. En dan ook deel van jou siel is jy te vrye wil. Dis hoe God jou gemaak het. So jy het intellek hier voor, jy het emosies hier agter en jy besluit self, jy het eie keuse. Nou, as jy gered word, kom God se gees mos in jou in, is ek reg? Nou waar sit jou gees? Sit hy hier iewers? Wie wil probeer? Nikkie, waar sit jou gees? Hier in jou maag, hier rond. Hier sit jou gees. En wat gebeur dan? In daai gees van jou, jy kan in Caroline Leaf en daai mense se boeke gaan lees, in jou gees, of kom ek sê hier in jou maagdeel. Sien jy het ek geteken daar? Sien jy jou hart? In jou hart. Jou gees sit in jou hart hierso. En van die ander organe, jou gees sit in jou hart. En jou hart het 'n klein mini breintjie. Soos regtig egtig. Okay, kyk gou vir my, kom ons maak vas. Waar sit jou brein soos jy nog altyd geweet het? Hierso, watter kleur is hy? Hy's grys en hy lyk so half weird as jy kyk, nee. So jou brein het kamers. Hy het 'n slim brein. Hy het 'n hartsbrein en vrye denker. Dis hier. Hier in daai hart het so 'n klein breintjie. En dit lyk presies soos die groot brein. En die dag as jy gered word, hierdie brein hierbo, hy dink hy's die baas, die emosionele een. Hy sê vir jou, huil, skree, doen wat ook al, gil op jou man, haat, moenie vergewe nie. Maar nou word jy gered. En wat gebeur nou? Hierdie klein breintjie, dis waar jou gees is. Hy begin nou harder praat as hierdie breine hierbo. En as jy nie wil vergewe nie, dan sê die klein breintjie, jy's gees, vergewe, spreek vry, die kruis, die bloed. So in jou het jy 'n wit hond en jy het 'n swart hond. Die swart hond wil die bo werk, die wit hond werk die binne. Die wit hond is deur die bloed van Jesus skoon gewas. Ek ervaar dit nou so, die Here is besig om genesing binne in julle te bring, soos wat ons nou hier sit.
So wat gebeur wanneer jy gered word, raak hierdie klein breintjie die baas. Die oomblik as hierdie een begin so maak, dan kom die klein breintjie, regtig, gaan hy so op en dan sê hy, jy vergewe, jy beheer jou mond, jy bly stil, jy skinder nie, jy seën, jy spreek vry. So dit is jou wit hond en jou swart hond. Nou is die vraag, watter hond het Dawid gevoer? Die wit hond of die swart hond? Hy het die wit hond die heeltyd gevoer. Hy het sy daaglikse brood geëet. Hy het in die woord nou, ek het hier iets mooi gesien. Psalm, so die eerste toets is die harttoets. Sien jy daar? Psalm 17. U het my hart getoets. So waar begin vergifnis? By jou hart. U het my hart getoets. Is daar 'n lekkasie? As jy na 'n hartspesialist toe gaan, dan gaan hy jou nie net laat hardloop op daai treadmill nie, is ek reg? Hy gaan cholesterol toets doen. Hier sit bitterness, hier sit onvergifnis. En dan gaan hy vir jou medikasie gee. En ons medikasie is die bloed van die lam. Want as 'n onvergifnis, jy sien, sit, dan dop ons die harttoets. En Dawid was genoem wat? Man van God se hart. Van die begin af. God het geweet hy gaan droog maak. Maar hy slaag elke keer die harttoets. Die harttoets, hoe mooi. Kyk daar so Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So die belangrikste ding in jou pad van vergifnis is om jou hart te beskerm. Want die duiwel probeer net so bietjie gif daarin kry. En dan het hy vir jou. Want as hy gifballetjie eers in is, dan steek hulle mekaar aan, dan loop die gif so. So toets jou hart. Bid, Here, ek vat my bloedlappie, vryf hom hier oor my hart. Dis alles profetiese aksies wat dit vir jou reël maak. Jou wit kaartjies, vat sommer rooi bloedlappie, van julle het nou al, Shamaine dink ek het 'n bloedlappie, rooie, dan vryf jy hom so oor jou hart, vir genesing. Dan, 2, die mondtoets. Die mondtoets. Wat doen Jesus aan die kruis in Jesaja 53? Hy is soos 'n lam wat geslag is. En nou gaan die lam, het julle al lamme gehoor, skape gehoor? Hy die hele tyd. Hy is doodstil, stom. Dit was soos teaching 2 weke terug. Hy praat, Job het gesê, tot nou toe het ek net van u gehoor. Maar nou maak ek my mond toe. Wat gebeur? Vergifnis kan inkom teenoor sy vriende. Nou is my mond toe. Ek verstaan nou wat die pad van selfkruisiging is. Ek praat nie met mense nie. Ek praat net met die Here. Ja, ek praat met my man. Ek vertrou my man heeltemal. Julle verstaan wat ek sê. So jy moet die mondtoets slaag. En daar in Psalm 39, wat ek vertel het van Simei, wat hom so gooi met die klippe. Wat doen Dawid? Hy bly doodstil. Hy skree nie en sê, maar ek is die koning, gaan jou looi, en hier kom my manne nie. Hy sê vir sy soldate, sst, los hom. Miskien het die Here hom gestuur. Dis jou pad van vergifnis. Jy moet eers jou mond kry om stil te bly. Hou op om jou storie oor en oor vir mense te vertel. Vergifnis gaan nooit plaasvind nie, want elke keer wat jy jou ou sop storie vertel, like die duiwel dit, want hier kom die gif weer, hier gaan die gif, hier maak het jou siek, hier maak het laat dan die vrede in jou hart is nie. En dan gaan na 2 Samuel 19 toe, ek wil vir jou iets wys daar. 2 Samuel 19. Dis nou Simei, 2 Samuel 19 is onder aan bladsy 3, maar moet nog nie daar lees nie, soek net in jou Bybel. 2 Samuel 19. Samuel is hier naby konings daar voorrig in. Dis lekker laat Robbie bietjie op die oomblik uit Samuel uitwerk.
Nou, ag jy kan sommer net luister ook as dit bietjie lank vat. Nou het ou Simai kwaai droog gemaak. En wat 'n paar hoofstukke later, hier kom Simai aan. Hy besef hy het fout gemaak. Met 1000 van sy weermag kom hy aan. Hy kom buig voor Dawid en hy kom sê ek is jammer. Ek was verkeerd. Wat dink julle gaan Dawid met hom doen? Gaan hy hom laat doodmaak? Hy vergewe hom, hy sê vir hom laat hom lewe. Watter man kan dit doen? Hy sien wie die ware vyand is. Hy verstaan die belangrikheid van buitels in sy lewe. Want hy sien hy self het die meeste foute. Ek het egbreek geplees, ek het gemoor, ek het al hierdie goed gedoen. Ek gee grace. Ek deel grace uit. Dis hoekom hy so kon grace uitdeel. Want hy self het grace nodig gehad. Maar ons moet versigtig wees, as jy nie kan grace gee vir iemand nie, dan gaan mense ook nie vir jou grace gee nie. Dis hoekom ek sê, as ek ooit 'n dogter gehad het, of 'n kleindogter, ek sal haar Gracie noem. Want dit gaan vir my oor grace. Ek het grace nodig, ek maak droog, ek maak foute. En as ek grace wil hê, moet ek grace gee. En waar kry Dawid grace? Aan die kruis. Aan die kruis, kry grace, genade. Dan bladsy 4 bo aan die oogtoets. Die oogtoets, so dis die harttoets, die mondtoets en die oogtoets. Wat is die oogtoets? Sy geestesoog moet kan dieper kyk. As ons kan leer dat daai mens wat ons aanval, is ook God se kind. En ons moet kan sien wie is die vyand agter daai attack. Nou, vir party is dit makliker, ek sien Annelie, jou body language sê alles. Julle, ek het so 'n ander vrou gehad in my lewe, ek het al baie vertel. Maar sy was nou genuine my grootste bytel ooit. Sy sal my uit die boute bel, en dan sê sy my sleg, of sy sê WhatsApp, of sy stap in my klas, en ons het saam klasse gegee. En dan voor die studente, en dan laat waai sy, dan sê sy goed. Of sy het in die personeelkamer ingekom, maar slat sy my met 'n handsak voor die personeel. Dit was woes. Maar met die Here se genade, sy was baie jare in my lewe, met die Here se genade het ek haar pyn gesien agter dit alles. Die ander mense om my kon nie verstaan nie, ek het niks gesê nie, ek het dit afgeskit, maar partykeer het sy baie erg vloek op my geprojekteer. Daai drade kon, dan moet ek dit afsny, of ek moet 'n blok op my selfoon, tot sy weer bedaar, en dan aanblokke kan. Daar's tye wat jy dit moet doen, want jy voel die vloeke. Maar met die Here se genade het ek altyd haar pyn, haar verwerping, haar lae selfbeeld, want 'n mens wat so uitlash, het pyn hier binne. Ja, jy kan praat. Ek wil sê, jy sien, as ek sien nou eers, daai tipe goed raak. Yes. Want van tevore het ek net gedink, persone is nasty en Yes. Nou, dink jy, dit was eintlik hoekom, of, maar ek dink, ek sien dit nou deur 'n ander oog. Bril. So, Dis deur die Heilige Gees se bril, want die wit hond begin al hoe meer kos kry binne in jou. So die wit hond sê vir jou, pyn, verwerping, lae selfbeeld. En ek kan vir julle sê, vandag is daai vrou regtig 'n vriendin, sy het volkome tot bekering gekom, sy het my om vergifnis gevra, nou, sy het nou soveel grace van ander mense. En die Here het net vir my gesê, liefde. En uiteindelik, na baie jare, is sy volkome vry. Maar dan is daar ander mense in jou lewe, die wat nader in jou hart is, as hulle daai goed vir jou sê, jou man wat 'n kontrak met jou gesluit het, jou hartsvriendin, jou mentor, dan maak dit seer op 'n baie dieper vlak. Want as jy gaan kyk na Josef is 'n skadubeeld van Jesus Christus. Sy seerste seer was toe sy familie hom verkoop het. Maar dis een van die toetse van die lewe. Daar gaan 'n dag kom wat die Here jou familie, jou naaste mense uit jou lewe uitvat vir 'n seisoen. En dan teen die einde, as die versoening kom, dan gaan jy besef, God het dit alles ten goeie gaan meewerk.
En dat ons nie ongeduldig raak in daai seisoen nie, dat jy juis verstaan, daar's 'n hoë roeping op my lewe. Die Here is besig om my voor te berei, want hy kan my nie gebruik in sy koninkryk as ek nog lig geraak is, as ek offense vat. Die Here vat jou op so 'n diep plek, dat jy soos Dawid en soos Jesus aan die kruis kom, en jy sê, my God, waarom het U my verlaat? Dit voel so. En dat jy sê, nogtans nie my wil nie, maar U wil. Dis vergifnis. Jy moet in die kruisdimensie, in die kruisiging, in beweeg. Dan gaan die Here vir jou help. Visualiseer dit. En dan kan jy uiteindelik sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit is net as jy in die kruisdimensie instap. Dis swaar, dis seer. Jesus, die bloed het gedrup. Hy het gevoel sy hart wil bars. En hy dit in al sy dimensies, die doringkroon, toe bloei dit. Dit bloei, hulle slaan hom, hulle gesel hom, hier in sy hande bloei, sy voete bloei, sy alles bloei. En julle, as jy geroep is en as jy gesalf is, dan kom maar 'n dag wat dit vir jou voel, maar alles in jou bloei. Jy is soos 'n sif wat leeg loop. Maar die Here het 'n plan met jou. Hy's besig om jou te heilig. Dis die vuur van God. Dis nie pyniging nie. Dis heiligmaking. Want eendag raak jou seer storie 'n storie van hoop verander wat deur dit gaan. En as ek nie daai storie het nie, wanneer het julle harte begin hak aan my vandag, toe ek 'n stukkie van my storie vir julle vertel het, is ek reg? Jou storie, ander mense sien, maar Lise kon deur dit kom. En dan begin sy sê, maar ek kan ook deur dit kom. So ons moet moed hou, ons moet vashou. Kyk hoe mooi, julle gaan, ek het nog gemediteer oor Psalm 119, gaan gou na Psalm 119. Eerste ding wil ek vir jou vra, sien jy sulke snaakse lettertjies so in die begin van elke versie, of in 'n reeksie? Wie se Bybel sê dit in? Die ou vertaling sal dit hê, en watter Engelse vertaling? NIV. Wie sê dit nog in Psalm 119? Het jy al ooit gewonder wat is daai goedjies? Wie dit nie in die, wys gou vir iemand langs jou. Dis dit en dat en ek leer vir jou sommer 'n stukkie Bybel daar. Psalm 119. Jy kry dit by Persy Psalms. Sien julle? Alef is die eerste een. My stoel raak al hoe laer vandag. Ek moet buig voor die Here vandag. Hier is hy heel plat. Okay. Toe maar wat, ek sal maar, kan jy asseblief, kan jy sien, daar staan Alef en daar sal verse, en dan staan daar Gimei, en daar staan He, en wow, wat is dit? Ek gaan nie vir jou sê nie. Jy het mos vir tante Google, gaan Google dit 'n bietjie, daar's 'n rede vir dit. Okay, dis jou huiswerk vir volgende keer. En as jy regtig nie meer kan hou nie, en jy kan nog nie uitgevind het nie, kan jy my WhatsApp oor 2 dae eers. Maar jy gaan eers gaan grawe. Nou, ek is nou besig met Psalm 119. Toe lees ek vers 18. Vers 18. Nou, Dawid leef in watter tyd? Onder die wet of onder die bloed? Onder die wet. Maar kyk wat staan daar. Vers 18. Open my oë. Skryf in, maak my geestesoë oop. Open my oë. Hy praat nie van sy fisiese oë nie. Open my oë dat ek kan sien. Wat wil hy sien? Hy wil in die geestesrealm sien. Die wat? Die wonders uit u wet. Dat ek kan sien die wonders uit die wet. Nou is die wet nie dooie letter nie. Dit is nie. Die wet, die tabernakel, orals is Jesus. Ek gaan dit vir julle leer in die volgende jare. Die wet is vol van
Jesus. Toe Jesus sy disippels nadat hy opgestaan het, toe verstaan hulle nog nie, ek het maandag aan bietjie geraak. Toe sê hy vir hulle, maar ek het julle verduidelik uit Moses en die psalms. Ek het vir julle gewys, ek is in die wet. Die wet is om wat? Om jou lewe te gee vir 'n ander lewe. Dit was die wet daai tyd, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand. Klink dit bekend? 'n lewe vir 'n lewe. Waar raak dit Jesus aan die kruis? Dis die wet. En as jy die wet begin bestudeer uit daai oog, en ek gaan julle help, gaan jy Jesus oral in die wet begin sien. Ons het gepraat oor die brandoffer, daai skaap. Wat is dit? Dis Jesus, dis die offer. So Dawid hierso sien 'n formidabele ding. Die wet, jy kan dit inskryf, daar's nie vir hom 'n dooie letter nie. Ek wil sien die wonders van die wet. Wat sê hy? Ek wil vir Jesus sien. Skryf dit in. Hy wil vir Jesus sien. Want in Psalm 22 het hy vir Jesus gesien. En dis wat ek sê, as jy Bybel lees, moet jy tussen die lyne begin lees, want die Heilige Gees gaan goed in jou gees begin oopbreek, wat nie daar staan nie. Goed tussen die reëls. Kyk dan vers 32, nog steeds. Ek sal op die weg van die gebooie wandel. Onderstreep die weg. Wat sien jy daar? Wie is die weg en die waarheid in die lewe? Skryf in, daar gaan jou liggie aan. Die weg is Jesus. I am the way, the truth, the light. John 14:6. I am the way. So wat sê Dawid hierso? Ek sal op die weg van u gebooie wandel. Wat het jy nog gedoen? Jy het met God gewandel, en toe wandel hy so lekker, en toe vat die Here hom op hemel toe. So wat doen Dawid? Hy journal, hy skryf alles neer, hy wandel met die Here. Wandel is wat Jesus in die paradys gedoen het. Die woord het met Adam en Eva gewandel in die paradys. Wandel sê verhouding. So hoekom kry Dawid dit reg om te vergewe? Hy wandel, hy's in verhouding met die Here. So jou vergifnispad begin met 'n wandelpad. Jy skryf jou pyn, jy skryf jou seer, jy skryf die gif. En onthou wat het ek gesê, as jy die gif klaar neergeskryf het, wat doen jy met daai blaai? Hou jy hom of skeer jy hom uit? Jy skeer hom uit, maar nou kan jy 'n stuk rooi papier op bo oor hom plak. Dis jou profetiese aksie. En dan skryf jy bo daai rooi papier, ek het oorwin. Hierdie ding is nie meer my baas nie. Jy maak 'n proklamasie in die gees as riehelm. Hierdie ding is nie meer, en onthou baie, die slim mense gaan vir jou sê, vergifnis is 'n begin met 'n wilsbesluit. Jy kies om te vergewe. Dis hoekom ou Petrus van alle mense vra vir die Here, hoeveel keer moet ek vergewe? Petrus, wat hy nie nodig sou hê, en die Here sê 70 maal 7. Want die duiwel, as hy sien, daai ou werk om jou seer te maak, en jou offense, dan gaan hy elke keer as jy die toets dop, kom hy self te dink terug. Dis tyd dat ons die toetse begin deurkom. Want solank ons in offense, en Korintiërs 13 sê, die liefde is nie lig geraak nie. Full stop. As jy lig geraak is jy in die vlees, dis jou swart hond, wat die baas is. Liefde vat nie offense nie, jy sluk nie daai hoek nie. En Dawid het die vermoë gehad, sy oog het gewerk. Die laaste in Psalm 149 vers 44, dit was vir my mooi. Vers 44, dan wil ek u wet altyd deur onderhou. Die wet wat ons dink is 'n dooie letter. Hy sê die heeltyd wil ek u wet onderhou, vir ewig en ewig, en kyk hier, 45, in die ruimte wandel.
So waar wil hy inloop? Hy loop in die wet. Hy loop in Vader se hart in. Dis 'n wandel. Hy maak homself, Jesus sê, iewers in die Nuwe Testament, he emptied himself. En ons moet op daai plek kom, dat ons self leeg maak. Dan wandel jy in die ruimte, in jou Bybel, in jou stilte tyd. Dis 'n wandelproses. En nou, kom ons kyk hoe goed is jou logika. Ons het nou gelees, Psalm 22 gaan oor die kruisiging. Is ek reg? Wat is die volgende Psalm wat Dawid toeskryf? 23 kom tog na 22. Gaan na Psalm 23, ek bring vir jou mooi woorde vandag. Hy het nou net deur hierdie kruisigingsproses gegaan. En waar stap hy nou in? Die Here is my herder. Die herder, die lam. Sien jy hoe kronologies loop die Bybel? Want die Bybel het nie hoofstukke gehad nie. So 10:1 was Psalm 22 en 23 in die ou dae, die Here openbaar het nou net vir my, soos ek hier staan. Dit was alles een Psalm gewees. 10:1. Hy's deur hierdie kruisiging, hy het alles klaar gemaak, en wat gebeur nou? Nou raak die Here jou herder. Kom ons lees gou. Psalm 23 vers 5. Wat gebeur nou? Jy het jouself gekruisig in hierdie vergifnisproses. Vers 5 sê hy vir jou wat? U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Wat hier dek die Here? Hierdie ouens wat hierdie goed in jou gedoen het. Jy wil amper vir hulle tong uitsteek, maar jy gaan nie. Want hier sit jy voor God se tafel en die duiwel het bloedneus gekry. Jy is nie weg, jy het nie bitter geraak teenoor die Here nie. Jy sit, jy fellowship, jy wandel met hom. En dan sê dit daarso, so jy begin eet. Vers 5 A, B, u maak my hoof vet met olie. Wat gebeur daar? Daar kom 'n nuwe salwing op jou lewe. Skryf in. Daar kom 'n nuwe salwing op jou lewe. Want jy's deur die drukpers van Getsemane. Al die gemors is uitgedruk, het lê daar onder by die sif. En wat kom op? Die olie. En die glorie begin deur jou beweeg, en jy kan mense begin bedien, want jy's vol van die glorie. Die vlees is uit. En dan, wat begin dan agter jou aanloop? Vers 6. Goedheid en guns sal my volg. Jy kan hardloop so vinnig soos jy wil. Dit jaag jou in, goedheid en guns. So te midde van hierdie pyn, want jy deur jou Getsemane gestap. En nou begin ek wat die meeste mense wat teach oor die vergifnis, nou gaan ons eers doen, wat is die definisie van vergifnis? Het ons dit altyd klinies gedoen? Kom ons kyk die paar goed wat die Here vir my neergee daarso, bladsy 4 onderaan. Dit is 'n demonstrasie van my liefde en my gehoorsaamheid aan God. So as jy vergewe, is dit nie omdat jy moet nie. Dit is nie omdat jy bang is jy gaan hel toe nie. As jy vergewe, is dit omdat jy vir Here, die Here sê, ek doen dit want ek is lief vir u. Ek doen dit want ek wil gehoorsaam wees aan u. En gaan skryf die goeders iewers neer vir jouself. En stuur vir mense die teaching aan wat dit nodig het. En as jy voel, hier kom het weer, dan luister ons weer. Die tweede een, dis 'n herinnering van wat Jesus aan die kruis gedoen het vir mense, wat dit glad nie verdien. Ook vir my. Dis vergifnis. Dis my sleutel tot vryheid, tot genesing en tot oorwinning. As jy bitter bly binne in jou, is dit omdat jy hierdie sleutel nog nie gedraai het nie. Vergifnis is jou sleutel. Dis jou sleutel. Gaan maak sommer vir jou groot mosaïek as jy oefskilder. Netjie, vergifnis is my sleutel. Maak dit visueel. Dis hoekom ek het nou my joernaal vir julle gebring, of dis 'n ou een, 2020. Maar as jy gaan kyk, oral, sommige gewone ou
prentjies. Maar dis hoe ek mediteer oor die woord. Sien julle? Ek maak dit visueel. Daar het ek God se hand geteken. En dan daai skrif wat hy vir my gee, dan mediteer ek oor dit. Ek gebruik verskillende vertalings, want dis hoe my genesing kom. Ek dink volgende keer praat oor hoe om te mediteer oor in God se woord. Sal julle hou daarvan? Dat daai goeters vir julle begin oopgaan. Nou, dit is die kragtigste bokshandskoen ooit. Want jy gee vir Satan bloedneus. Sal jy dit like om die duiwel so te slat, dat sy neus sommer so plat bloei? Dis wat vergifnis doen. Jy gee die duiwel bloedneus. Jy gee die duiwel bloedneus. Hy kan dit nie vat nie. En dan sê ek daar ter afsluiting, nou het ek 'n vraagie daar vir jou. Onderstreep die korrekte woord. Forgiveness is an unfair or fair gift. Die spreker wat ek nou geluister het sê, is 'n unfair gift. Dit voel vir jou, dis nie fair nie. Die Here sê, jy moet daai man van jou vergewe. Maar nou, nadat jy hierdie teaching gekry het, is dit 'n unfair gift of is 'n fair one? It's a fair gift, onderstreep. It's a fair gift, which I want or have to give. Which I want to give. Ek wil dit gee to the person that hurts me most. Dis wat vergifnis is. Marlisa. Share, ek kan jou net moet ook nie, maar dis dit. So, obviously was al iets in my lewe wat ek mee gestruggle het en wel die persoon wat van die teaching geef sê, een van die tools in my toolbox moet vergifnis wees, weet ek waar om te kry. So sê Lukas 17, lees het hardop en maak het deel van jou. En die Here maak het so oop op my oomblik en ek lees daai van 70 maal vergewe en ek sê Here, maar gaan nie daar uitkom nie. Dan sê die disippels, maar dis onmoontlik. En dan sê die Here, maar geloof soos 'n mosterdsaadjie. En dan sê ek, okay, maar dan het ek nie vir soveel geloof nie. En die Here maak my daai oop van sy maar iemand wat teen my kinders seer maak. Ek kan eerder 'n meelsteem om hulle nek hang en homself verdrink. En op daai oomblik dink ek, okay, maar dit was nie so erg. Ek wil hê die persoon moet homself verdrink. En dit is absoluut daai van, dit is eintlik iets wat ek wil gee. Dat jy wil dit doen. Hulle moet deur daai gaan. Jy wil dit doen, want jy begin sien, daai persoon is net soveel God se kind. Jy sien dit, waar het ek gesê in die begin, vergifnis begin by jou hart. Waar is jou hart? Waar jou gees is, waar die wit hond is. En dan sê jou hart, want die is jou wilste mens hier, dan sê hart, kies nou. Jy doen dit. So die hart praat die hartste op boontoe. Althea? Dit is maar baie keer, ek het in die week ervaar met iets wat gebeur het, as iets so sleg is dat jou hart pyn, waar pyn dit? Ja. Dit is nie as die hart sê, iets vreeslik gebeur het, kop pyn nie. Dis jou Pel wat voel of hy so in jou hart is, Ja. is nie daar bevestiging Ja. van, die is brein nie binne, Ja. dat dit baie erg is. En wat die woord sê, bewaar jou hart meer as enige ander ding. En ek kom nou, Vader, in die naam van Jesus, en waar die harte gelek het, smeer ek nou die bloedlappie oor. Dat u bloed die genesing bring. In Jesus naam. Dat u bloed die genesing bring. In Jesus naam. In Jesus naam. Daai wat sê, turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of this world will grow strangely dim. Kyk net na Jesus. As jy aan die kruis is op hierdie oomblik, kyk, wat het Jesus gesê? Hy het net die hele tyd vir Vader gekyk. Hy het geweet, hier kom 'n einde aan dit. Hy het geweet, dis 'n goddelike plan met die proses waardeur jy gaan. Want hierdie kruisiging waardeur jy gaan vir duisende mense lewe bring. Dit gaan vir duisende mense hoop bring. So hoop is op pad. Jou lig gaan al hoe helderder begin brand. Jy is God se vuurvliegie. En van nou af, ek maak dit los, stap jy in oorwinning. En jy's vry.
En daai profetiese aksie, jy gooi dit agter jou. In die diepsee, Micha 5, jy gooi dit in die diepsee. En dan wat doen die duiwel? Hy kom kort en dan gaan diep uit daai ou skoen en ou ding hier uit water, dan gooi dit voor jou. En dan moet jy onmiddellik, dan sê jy, ek vat jou. Die bloed van Jesus maak jou toe. Jy sien, jy moet nie eers vir 'n minuut gaan top en wonder oor daai ding nie. Jy gooi dit onmiddellik weg. Jy vat dit nie. In Jesus naam. Antia. Ek sit nou en dink die lewe gaan vinnig, maar gaan nie so vinnig nie. So op daai oomblik as iemand iets sê wat seer maak, iemand iets vir iemand anders. Ek meen ons is in beheer van ons eie denke. Ja. Jy kan op daai oomblik die besluit neem om nie offens te vat nie, om nie daai seer te doen. Die lewe is nie so rollercoaster dat jy nie kan nie. Dat jy stadiger sal leef, jy sal luister, maar elke dag gebeur dat dalk 1 of 2 keer iets, dat jy op daai oomblik sal stop. Yes. En sê, ek kan dit nie. Onmiddellik. Ek maak nie 'n spreekie oop. Sê iemand iets van my man gesê het. Jy weet, dis baie keer makliker as iemand iets van jou sê, maar laat hom nou iets van jou kinders of jou man sê. Dit is waarmee ek struggle. Om onmiddellik, al maak het jou seer, om nie daai gaapie oop te maak, om offens te vat, Onmiddellik. of kwaad te raak, of om hartseer te raak, even weet, of veroordeel te voel. Yes. Ons kan besluit om dit nie te doen. Amen.